Jakobus hoofstuk 2. Jakobus hoofstuk 2. Ons gaan voort met ons studie uit Jakobus uit, en moenie bekommerd wees nie. Het klink erger as wat het is. Mnokkie dink, Frank is 'n slawedrywer nie. Hy wou van afgegeet en oorgeneem, toe sê ek vir hom, nee, dankie. Ek het hierdie boodskap sal julle hoor vanmôre is regtig so na in my hart, wat ek dink dit is iets wat ons in ons tyd, wat ons het lewe vandag, ons almal moet hoor. En ek het net gevoel, niks moet my keer, dat ons hierdie boodskap kan hoor vandag nie. So julle die Bybels oopmaak, Jakobus hoofstuk 2. Ek het in die voorbereiding van hierdie boodskap het ek iemand gehoor praat oor 'n man van die naam van Zane Hodges wat 'n kommentaar geskryf het oor Jakobus. En ek het toe, moet ek nou maar bely, R70 gemors om daai kommentaar te gaan koop. Want dit is werklik waar 'n geldmors gewees. Die enigste rede hoekom hierdie kommentaar my geprikkel het, was gewees dat in sy inleiding sê Zane Hodges, praat hy van, hoe weet ons dat ons werklik gered is? Hoe weet ons is werklik gered? En dit het my belangstelling geprikkel, want dit is tog 'n vraag wat ons almal gereeld vir onsself afvra, en ek weet van baie mense wat worstel met hierdie vraag, is ek regtig gered? En ek moet eerlikwaar sê, na 45 jaar geredde lewe, is daar tye wat ek myself moet afvraag, is jy werklik gered? Maar nou soos ek sê, seker die swakste kommentaar wat ek in my lewe nog gelees het, wat ook maar net weer eens bewys, as jy iets wil bewys, dan gaan jy teks kry om dit te bewys, al sê dat teks dit nie. Nou, die vraag kom tot ons vanmôre. Hoe weet ek, julle is gered? Hoe weet julle ek is gered? Dit is wat Jakobus in hierdie teks vir ons beklemtoon. In 'n werklikheid wat Jakobus hier vir ons sê is, wat ons doen, wys wie ons is. Wat ons doen, is die bevestiging van wie ons werklik is. Martin Luther het hierdie kommentaar, of die brief van Jakobus, Martin Luther het dit die brief van strooi genoem. En hy wou, sy eerste gedagte was, dit moet weggegooi word, dit mag nie in die kanon opgeneem word nie. Maar later het hy tot ander insigte gekom, alhoewel hy in die begin gedink het dat dit niks werd is nie. En die rede hoekom hy dit gedink het, was omdat baie mense gebruik Jakobus as 'n argument teen Paulus se lering oor sola fide, geloof alleen. En daarom het Martin Luther gedink, nee, dit behoort nie in die Bybel te wees, want jy kan mos nie teen Paulus praat nie. Martin Luther se getuienis is juist dat hy gered was, toe hy agtergekom het dat dis deur genade alleen. Onthou, hy het homself gekastei, hy het op sy knieë op die trappies opgeklim, en hom met 'n sweep geslaan, omdat hy altyd onwaardig gevoel het. Tot hy op die dag besef het, maar ons is onwaardig, en is net deur Christus se kruiswerk wat ons waardig gemaak word. En daarom het hy toe later van siening verander. Calvin nou weer aan die ander kant ondersteun Jakobus, wanneer hy dan sê, Calvin se opmerking oor die brief van Jakobus is dat, unless thy faith brings forth fruits, I deny that thou hast any faith. En dit is wat Jakobus vir ons leer. Unless thy faith bring forth fruits, I deny that thou hast faith. Dis wat Jakobus op fokus in hierdie teks. Die egtheid van belydenis, amper het ek nou Kaapenaar gepraat. Die egtheid van 'n belydenis van geloof in Jesus Christus as verlosser en Here word bevestig deur wat 'n persoon doen en nie net in wat hy sê nie. Die een kommentaarskrywer sê, a person who professes Christ but who does not live a Christian honoring Christ obeying life is a fraud. Want Jakobus sê 2 keer in hierdie teks wat ons vandag gaan bestudeer, dat daardie soort geloof is dood. Kyk daarso in Jakobus 2 vers 17. Dan sal julle sien, hy sê daarso dat daai geloof is dood. En dan weer in vers 26 sê hy, daai geloof is dood. Met ander woorde, Jakobus sê, dis 'n te vergeefse godsdienstigheid, as 'n mens net praat, en as niks werke nie. Van die vroegste tye af was daar mense wat 'n dooie geloof gehad het. Want, soos wat ons dan ook in ons geleesde gedeelte vanmôre gehoor het, is dat baie mense het Christus se wonderwerke gesien. En omdat hulle hierdie wonderwerke gesien het, het hulle in Christus begin glo, maar nie op 'n reddende manier nie.
Johannes skryf vir ons in Johannes 2 vers 23 en 25 tot 25 as hy sê, en toe hy, dis nou Christus in Jerusalem was op die Pasga gedurende die fees, het baie in sy naam geglo, omdat hulle die tekens gesien het wat hy doen. Maar Jesus self het hom aan hulle nie toevertrou nie, omdat hy almal geken het en omdat hy nie nodig gehad het dat iemand van die mens sou getuig nie, want hy self het geweet wat in die mens is. Hierdie mense het verstandelike, sekere waarhede omtrent Christus erken, maar hulle het hom nie as verlosser aangeneem nie. En as ons net oorblaai van van Johannes af, dan sien ons Nikodemus, ons almal ken hom baie goed. Nikodemus was een van hierdie mense gewees. Hy kom in die nag na Christus toe. En hy sê, vol bravade, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het. Met ander woorde, hy gee 'n sekere erkenning aan Christus. Hy kan sien, hierdie man het krag, hierdie man doen dinge wat 'n gewone mens nie doen nie. En in 'n sekere opsig glo hy hom in hom as 'n mens. Maar Christus sê vir hom net eenvoudig, Nikodemus, tensy jy nie weer gebore word nie, gaan jy die koninkryk van God nie sien nie. Jy sien, Jesus maak dit duidelik dat 'n erkenning van sekere waarhede omtrent homself, maak nie saak hoe opreg en hoe reg dit ook al is nie 'n bewyse van wedergeboorte nie. Jy kan 'n ortodokse teologie is net iets wat sê dis reg, dis Bybels reg. Jy kan 'n ortodokse teologie hê, maar dit beteken nie jy is gered nie. En dit is die rede waarom Jakobus hierdie brief geskryf het. Soos ons reeds gesê het al in die studie van hierdie brief, het Jakobus aan Jode geskryf wat in die verstrooiing was. Nou hulle was in die verstrooiing gewees omdat hulle die Christen geloof begin aanhang het. En daarom was hulle geweldig vervolg gewees tot so 'n mate dat hulle alles verloor het wat hulle gehad het en baie arm geword het, sodat ons verlede Sondag dan ook gehoor het. Maar sommige van hierdie mense was werklike, ware, geredde Christene gewees. Maar ander van hulle was nie. Onthou, hulle het nou uit Judaïsme uit, hulle is in die kerk, en in die kerk is daar in daardie tyd al mense wat waarlik gered is, en daar's mense wat in die kerk is wat nie, hulle het die ortodokse teologie, maar hulle is nie gered nie. Blaai net vir my vinnig na Jakobus 5, daar heel aan die einde van die Jakobus brief, en sien ons, daar vers 19 en 20, en sê Jakobus, broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sonde sal bedek. Nou die vraag met ons harte opkom nou, hoe het dit dan gebeur dat sommige ongeredde Jode in die gemeente was? Hoe gebeur dit dat daar ongeredde mense in die gemeente is? En ons moet weer eens na die agtergrond toe gaan, na die konteks gaan haal in die gebruik toe, in die wêreld toe Jakobus hierdie brief geskryf het. Dit het gebeur dat daar sommige mense was, of van hierdie Jode dan, wat dan nou uit Judaïsme is. En onthou, hulle kom uit Judaïsme uit hierdie verskriklike streng wettiese godsdienstigheid, kom hulle, en nou gaan hulle van die een uiterste na die ander uiterste toe. Van 'n wettiese godsdiens, jy moet klomp wette en reëls, jy moet offers en al daardie dinge bring. Toe hulle die Christen geloof hoor, toe los hulle dit en hulle val heeltemal oor na die ander kant toe, in 'n totale wettelose godsdienstigheid, van die een uiterste na die ander uiterste toe. Hulle het verander van 'n geregtigheid wat op 'n werke godsdienst gebaseer is, na 'n godsdienst wat geen werke vereis vir redding nie. En hierdie Jode het gesien, en hulle het geweet, soos almal van ons maar werklik weet, in jou hart weet jy, dat jy breek nog God se wet elke dag. Hierdie Jode het dit geweet. Hulle het geweet, hulle staan skuldig voor die Here. Hulle het geweet dat hulle kan nie sy wet altyd nakom nie, en hulle het ook geweet, hulle kan nie by sy standaard van geregtigheid uitkom nie. En hulle het agtergekom dat die wet wat hulle mee groot geword het in die Judaïstiese geloof, daardie wet wat saam met die hoope tradisies wat die rabbies oor die jare op hulle gelaai het 'n swaar las geword wat niemand kan dra nie. En met die gevolg is dat toe hulle nou hoor van die Christen geloof, toe hulle hoor van redding deur genade alleen en geloof alleen, het hulle dadelik belang gestel. Wie sou nie? As jy onder daardie wettiese godsdienstigheid was, en hier is 'n belofte van ware redding, en jy het nie nodig om al die wette wat jy in elk geval weet jy kan nie doen nie. Wie gaan nie belangstel in dit nie? En sommige van hulle het die belydenis van geloof in Christus gemaak, omdat hulle verkeerdelik gedink het, dat as werke nie nodig is tot redding nie, dan is werke glad nie nodig, vir niks anders te nie. So hulle het 'n geloof gehad wat hulle nie kon red nie, en daarom
'n lewe geleef wat moontlik selfs erger was as toe hulle nog in Judaïsme was. Hierdie Christene tussen aanhalingstekens. Dis nie sommige van die mense wat in die gemeente was. Dit kan selfs so wees dat omdat hulle nou onder daardie wettiese godsdienstigheid uit is, nou het hulle heeltemal immoreel losbandig begin lewe. Dieselfde kommentaarskrywer skryf ook, hy sê, the church today desperately needs to recognize and deal with the soul-damning idea that mere acknowledgement of the gospel facts as being true is sufficient for salvation. We must clearly and forcefully counter the deception and delusion that knowing and accepting the truth about Jesus Christ is equivalent to having saving faith in him. Met ander woorde, ons moet hierdie gedagte dat as ek maar net 'n belydenis maak dat ek in Christus glo en ek lewe soos wat ek wil, moet ten sterkste ontken word. Die Nuwe Testament is vir ons baie duidelik dat ons leer in die Nuwe Testament dat daar mense is wat in kerke sit wat met hulle monde getuig dat hulle in Christus glo, maar hulle harte is baie ver van Christus af. Die persoon wat homself mislei, dink dat net 'n mondelikse geloofbelydenis genoeg is om gered te wees. Hulle is nie bereid om 'n permanente, onherroepelike toewyding aan Christus en aan sy woord en sy wil te maak nie. Hulle wil gered wees, maar hulle wil nie verander word nie. Hulle wil eendag hemel toe gaan, maar hulle wil eers die wêreldse sonde geniet hier op aarde. En Jakobus laat nie hierdie tipe valsheid toe nie. Jakobus wil hê dat mense wat bely dat hulle Christene is, die egtheid van hulle geloof sal toets. Onthou, hoe ons lewe bevestig wie ons is, of nie is nie, in God se oë, nie in ons oë nie. So kom ons lees Jakobus hoofstuk 2, daarvan vers 14 af. Jakobus hoofstuk 2, daarvan af vers 14. Ons gaan net tot en met vers 20 saam lees vandag. Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie. As daar nou 'n broeder of 'n suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat dit? Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek het die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is. Jy doen goed, die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? So ons sien in hierdie teks dat Jakobus gee vir ons 3 kenmerke van valse, dooie, te vergeefse geloof. Ons gaan vandag kyk na die 3 kenmerke van valse, dooie, te vergeefse geloof. 'n Geloof wat niks baat nie, 'n geloof wat jou nie kan red nie, 'n geloof wat net praat is en niks doen is nie. En ons sal sien dat die eerste kenmerk is 'n leë belydenis van geloof, vers 14. 'n leë belydenis van geloof. En dan sal ons verder gaan en ons sal sien 'n valse meegevoel is 'n kenteken van 'n dooie geloof. En dan die derde plek sal ons sien 'n oppervlakkige oortuiging is ook 'n kenmerk van dooie geloof. So leë belydenis, valse meegevoel en 'n oppervlakkige oortuiging. So kom ons begin dan vanoggend met 'n leë belydenis van geloof. Kyk weer na vers 14. Jakobus 2 vers 14. Hy sê, wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie. Ek wil dit net vir julle lees in die 2020 vertaling ook. Ek gaan so 'n bietjie spring tussen die 53 en die 2020 vertaling vandag, net om vir julle sekere dinge uit te lig hierso. Die 2020 vertaling sê dat, wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie. Die geloof kan hom tog nie verlos nie. Net die feit dat die 2020 vertaling die woord dade hier ingebring het, bring vir my 'n bietjie meer perspektief daarop. Maar basies wat Jakobus hier sê is, hy vra die vraag, wat baat dit, my broeders, as iemand sê hy geloof het, maar hy het nie die dade nie. Die geloof kan hom tog nie verlos nie. En as jy opmerk, aan die einde van daardie sinnetjie is 'n vraagteken. So hy vra 'n vraag, as hy sê, die geloof kan hom tog nie verlos nie, dan is dit 'n vraag wat hy vra.
Maar let op dat Jakobus sê in hierdie vers, hy sê iemand, dit kan enige persoon wees, ek of jy, enige persoon. Maar hierdie persoon sê dat hy geloof het. Jakobus sê nie dat die persoon werklik geloof is nie, of werklike geloof het nie. Die persoon sê net dat hy glo. Met ander woorde, hy maak net 'n mondelikse belydenis. En hierdie persoon sê met sy mond, sê hy dat hy het geloof. Nou, die woordjie geloof is 'n breë stelling in hierdie konteks, wat hierdie persoon wat sê hy glo in Christus. Hy maak 'n breë stelling, so 'n persoon kan 'n erkenning gee aan die basiese waarhede van die evangelie, en 'n persoon wat hierdie belydenis maak, glo in die bestaan van God. Hy's nie onkundig daaroor, God bestaan. Hy glo in die bestaan van God. Hulle glo dat die Bybel die woord van God is. Hulle sal moontlik selfs glo dat Jesus die Messias is, en ook in sy versoenende dood en opstanding en hemelvaart sal hulle glo. Ortodokse teologie, regte teologie. Hulle sal al die regte dinge glo. Maar kyk mooi in hierdie teks. Jakobus is nie besig hier om die teologiese akkuraatheid te bespreek nie. Teologiese akkuraatheid word nie eens bevraagteken in hierdie teks nie. Die kwessie is, hy het nie werke nie. So dit gaan nie oor wat hy glo nie. Dit gaan oor, daar's nie werke nie. Dade nie. En die werkwoord in hierdie spesifieke konteks is baie belangrik ook om dit te verstaan, is in die teenwoordige aktiewe tyd geskryf. Wat beteken dat die persoon wat aanhoudend 'n belydenis van geloof maak, wat nie deur sy lewe bevestig word nie. So met ander woorde, ons moet dit mooi verstaan, ons gaan baie terugkom na hierdie gedagte toe vanmôre. Dis nie 'n persoon wat sê hy's 'n Christen en hy struikel soms in sonde nie, ons almal struikel in sonde. Dis 'n persoon wat aanhoudend sê, ek glo in Christus, maar daar's niks in sy lewe wat enigstens bevestig in wat hy glo nie. Met ander woorde, hy lewe nog soos die wêreld, hy lyk soos die wêreld, hy ruik soos die wêreld, maar hy getuig dat hy 'n Christen is. Dis 'n aanhoudende, volhardende, ek glo in Christus, maar ek geniet my dop. Ek glo in Christus, maar ek bly saam met my meisie, of wat ook al die geval is. Ek glo in Christus, maar ek is 'n homoseksueel. Wat ook al die dinge is. Let op dat daar nie na spesifieke werke verwys word ook in hierdie teks nie. Onthou, die konteks van Jakobus is word daders van die woord. So met ander woorde, as hy hier praat van, as Jakobus hier in hoofstuk 2 praat van werke of dan daders, dan kom dit daarop neer om daders van die woord van God te wees. En dit is al die werke wat die persoon wat in Christus nuut gemaak is, uiteindelik in sy lewe sal wys. Onthou in 2 Korintiërs 5 vers 17. Hulle wie in Christus is nuwe skepsele, die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Dit is nie 'n eenmalige of 'n dan en wan struikel in sonde nie, maar dit is iemand wat getuig dat hy in Christus glo, en ons sien in sy lewe hoe daardie geloof uitspeel in sy lewe. Dis die persoon wat deur die Heilige Gees bekragtig word om soos Christus te wees. Blaai verby na 2 Petrus 1 toe. 2 Petrus 1 van vers 3 af. 2 Petrus 1 van vers 3 af. Petrus skryf hier, hy sê, immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug. So met ander woorde, mense wat getuig dat hulle Christene is, wat waarlik in Christus glo en waarlik gered is, hulle het krag ontvang om te lewe soos wat God wil hê hulle moet lewe. Kyk nou vers 4, hy sê, waardeur ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom ook, moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg, die deeg, en by die deeg die kennis. En by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. So ons sien, Petrus sê ook baie duidelik daarso dat daar moet werke wees. Ons het 'n basiese geloof. Wanneer ons tot geloof in Christus kom, het jy die basiese ortodokse geloof. Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is, dat hy op die kruis vir my gesterf het. En dat ek het vir hom gevra om my sonde te vergewe. En ek het my lewe oorgegee aan hom. Dan gaan daar werke uitkom.
Kyk mooi na 2 Petrus 1 vers 5. 2 Petrus 1 vers 5 wat ons nou net gelees het, waar hy sê, moet julle met aanwyding van alle ywer by julle geloof voeg, die deeg. So die geloof is daar, nou moet jy by die geloof byvoeg. Ons is terug by Jakobus 2 vers 14. En ons sien dat Jakobus vra vir ons 2 vrae. Dis 2 vrae in hierdie vers wat hy vir ons vra. Nou om die eerste vraag te beantwoord, moet ons eers die tweede vraag beantwoord, voordat jy die eerste ene kan antwoord. En wanneer Jakobus die vraag vra, die geloof kan hom tog nie red nie. Soos wat ek sê, dis 'n vraagteken agter daardie sin. Hy vra 'n vraag hierso. As hy sê die geloof kan hom tog nie red nie, dan maak hy van 'n spesifieke skryfstyl gebruik hier wat net 'n negatiewe antwoord kan gee. Met ander woorde, as Jakobus vra, die geloof kan hom tog nie red nie, is die antwoord nee, dit kan nie. Kan hom nie red nie, is 'n te vergeefse geloof. En dit maak nie saak hoeveel keer 'n persoon 'n geloofbelydenis maak nie. As dit nie uitloop op 'n daadwerklike nuwe lewe nie, bevestig dit dat daardie persoon ten spyte van sy belydenis nog steeds ongered is. En daarom beantwoord dit dan die tweede vraag. Hierdie geloof het geen voordeel omdat dit net 'n leë belydenis is. En let op in hierdie teks, want dit is waar die probleem inkom. Jakobus sê nie dat dit geloof en werke is wat ons red nie. Dis geloof alleen wat ons red. Maar geloof wat red, gaan uitloop in dade in jou lewe. Hoekom sou Jakobus so ver gaan om die grammatika in te span om hierdie punt te maak dat nie alle geloof reddende geloof is nie? Hy kon dit net eenvoudig gestel het, maar die spesifieke manier wat hy dit geskryf het, is so belangrik om dit raak te sien, want hy wil 'n definitiewe punt hierso maak. En die rede hoekom hy dit wil doen is omdat dit so 'n ernstige ding is. Daar is mense soos dan Zane Hodges, wat 'n voorstander van free grace is. Ek weet nie hoeveel weet julle van free grace nie, ek weet maar nie baie van hulle nie, maar ek het met Zane Hodges se kommentaar het ek so ietsie geleer daarvan. Vir hulle is redding net 'n saak van om verstandelik te erken dat die evangelie die waarheid is. Met ander woorde, jy moet net in jou verstand sê, ja, dis die waarheid. Christus is die seun van God. Ja, hy het gesterf op die kruis en hy is begrawe en hy het opgestaan. Ja, ek glo dit. Verstandelik. En die mense wat die voorstanders van free grace sê, as jy net glo dat dit die waarheid is, dan is jy gered. Jy hoef nie berou oor jou sonde te hê nie. Jy hoef nie om vergifnis te vra nie. Jy hoef nie weg te draai van jou sonde af nie. Jy moet maar net glo en aangaan met jou lewe. En daar's dan weer ander mense ook, en daar's 'n hele spektrum van variasies van hierdie tipe geloof, maar daar's ook weer die ander kant, is daar die geloof dat jy's as 'n babatjie gedoop en jy gaan hemel toe gaan. So, jou geloofbelydenis kom net later aan wanneer jy bietjie meer verstand gekry het en so aan, maar gebaseer op die feit dat jy gedoop is as 'n babatjie en die belydenis wat jy dan eendag gaan maak, gaan jy hemel toe gaan. Maak nie saak hoe jy lewe nie. Jy moet maar net glo. Hulle redeneer dat jou geloofbelydenis bevestig, dit maak nie saak hoe jou lewe, of waarvan jou lewe spreek nie. En dit is juist hierdie soort geloof wat Jakobus aanspreek in hierdie teks. Hy sê 2 keer dat die geloof sonder werke dood is, vers 17 en vers 26. In vers 20 sê hy, wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is. En dit is bietjie strenger woorde wat hy hier gebruik is, nietige mens, dan kom daarop neer wat hy sê, o dooie mens, weet jy nie dat jou dooie geloof nutteloos is nie? Maar julle sal sê, glo ons dan nie in Sola Fide nie, is ons dan nie deel van die Sola gemeentes nie? Glo ons dan nie in geloof alleen nie? Is Jakobus dan nie besig om teen Paulus te praat in dit wat ons tot nou toe gehoor het nie? En die antwoord is nee. Jakobus en Paulus staan nie kop teen mekaar, en Jakobus is nie besig om Paulus te beveg hierso nie. Hulle staan, in werklikheid staan hulle rug teen mekaar. En hulle beveg 'n gemeenskaplike vyand. Jakobus beveg Judaïsme wat glo dat jou werke maak jou regverdig voor God. Paulus beveg Judaïsme, nee, ek weet nou of ek Jakobus gesien. Paulus beveg Judaïsme, maar Jakobus beveg 'n maklike geloof. Easy believism. Net om te dink, ag ek is gered, ek is geloof, ek glo so, ek is gered, ek gaan hemel toe gaan. Die Here se genade is so groot, ek gaan alles gaan vergewe word, hy gaan my eendag in sy hemel invat.
Daai maklike geloof van getuig maar net iets geloof en nou gaan jy aan met jou lewe. Dis wat Jakobus beveg hier. Paulus beveg wettisisme, terwyl Jakobus beveg wetteloosheid. Kyk mooi, ek gaan die twee teenoor vir julle net wys, wat glo Paulus en wat glo Jakobus. Paulus sê in Romeine 4 vers 3, want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Wat sê Jakobus? 2 vers 23. En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. So jy sien, beide van hulle, Jakobus en Paulus, haal aan uit Genesis 15 vers 6, waar God gesê dat Abraham se geloof is vir hom tot geregtigheid gereken. Dis hoekom hy die vader van geloof is. Maar die punt wat ons moet verstaan is dat Genesis 15 vers 6 is tussen 30 en 40 jaar voordat Abraham op die punt gekom het om vir Isak te offer, was hy alreeds regverdig verklaar deur sy geloof. Nou, julle sal dan nou vra, as jy nou bietjie wykie is en jy het al vooruit gelees, dan sal jy nou vra, maar wat bedoel Jakobus dan in hoofstuk 2 vers 21 en 22, en kyk gou daar so hoofstuk 2 vers 21 en 22, waar hy sê, daarom doen net by die regte plek kom. Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig toe hy Isak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke en dat die geloof volkome geword het uit die werke? So hierdie teks is waar die verwarring inkom wat sê, maar kyk, Jakobus sê dan Abraham is geregverdig. Sê Jakobus dit? En hy sê dit nie. Jakobus sê wat Paulus gesê het, dat Abraham is regverdig verklaar 30 of 40 jaar voordat hy nog vir Isak wou geoffer het, gehoorsaam aan die Here nie. Maar ons gaan volgende Sondag 'n bietjie meer oor daardie versies praat. In vandag se teks moet ons net verstaan dat Jakobus sê dat geloof wat nie werke voortbring nie, is 'n leë, dooie belydenis wat nie kan red nie. Dis net praat. Maar sien julle die tydsaspek tussen Paulus en Jakobus? Paulus praat van voorredding. Ons word gered deur geloof, genade alleen, deur geloof alleen. Voorredding. Jakobus praat van naredding. Omdat ons gered is, lewe die Heilige Gees in ons. Dis die genade wat God vir ons gee. En omdat die Heilige Gees in ons lewe, bekragtig hy ons om nuwe mense te word, te wees. Dis 'n groeiende proses waarin ons is. Maar Paulus sê ook dat ware geloof goeie werke voortbring, presies soos wat Jakobus hier sê. Romeine 2 vers 6 tot 7 sê dat God wat elkeen sal vergeld na sy werke, aan die wat deur volharding en goeie werke heerlikheid en eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe. Met ander woorde, Paulus sê presies dieselfde wat Jakobus sê, dat waar daar geloof is, gaan daar werke wees. Paulus gee hierdie selfde gedagte, seker die mooiste wat ons dit kan saamvat in een gedeelte in die Bybel is Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Voorredding, skrywe Paulus, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie. Dis die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Maar dit stop nie daar nie. Want nou sê Paulus in Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, geskape in Christus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So julle sien, Paulus en Jakobus is nie besig om kop teen mekaar te staan nie. Hulle staan rug teen rug en hulle beveg 'n gemeenskaplike vyand. Wettisisme aan die een kant en wetteloosheid aan die ander kant. Hulle sê en wese dieselfde waarheid. Geloof sonder werke is 'n leë belydenis van geloof wat jou nie kan red nie. So Simon Magus in Handelinge 8. Hy het 'n belydenis van geloof gedoen. Hy's gedoop gewees en tog net daarna het hy getuig dat sy lewe getuig dat daai redding, daai belydenis wat hy gemaak het, was nie reddende belydenis nie, want toe wil hy die Heilige Gees koop met 'n som geld. Maar daarteenoor sien ons die oomblik toe Saggeus in Christus glo. Sê hy in Lukas 19 vers 8, Here, kyk, die helfte van my goed gee ek vir die armes, en as ek van iemand iets afgepers het, gee ek dit 4-dubbel terug. Jakobus sê, Saggeus sê hierso, hy doen dit wat die wet vereis van iemand wat 'n ander persoon ingedoen het. En meer. Maar daarom sien ons dat 'n leë belydenis kan nie hierdie soort verandering, hierdie soort werke, hierdie soort dade voortbring nie. Dis alleenlik wanneer daar 'n geloof
wat verenig is met die werke van om daardie geloof wat jy getuig uit te leef, wat daar bevestiging is van ware geloof. Maar verder sien ons dat 'n dooie geloof word gekenmerk deur 'n valse meegevoel. Vers 15 tot 17. 'n Valse meegevoel is ook 'n kenmerk, dis 'n teken van 'n dooie geloof. Jakobus skryf, hy sê, as daar nou 'n broeder of 'n suster naak is, en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat dit? Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Nou, Jakobus gee vir ons hier 'n praktiese illustrasie van hierdie tweede kenmerk van 'n dooie geloof. Hy vergelyk geloof sonder werke met woorde van simpatie sonder werke, sonder dade. Met ander woorde, hy sê so leeg is wat dit is, as jy vir hierdie persoon sien wat in die koudste winternag en hy het 'n kort broekie en 'n hempie aan wat so stikkend geskeer is onmoontlik vir daai persoon om warm te wees in daardie klere. En hy sê net vir hom, gaan heen en word warm. So leeg soos wat daardie valse simpatie is, so leeg is 'n geloof sonder werke, 'n dooie geloof. Maar ons moet oplet dat hierdie broeder of suster is nie heeltemal naak nie. Dis nie asof hulle niks klere het nie. Is ook nie dat hulle glad nie kos het nie en hulle is nou besig om van honger te sterf nie. Maar wat Jakobus hier sê is, hierdie mense het 'n langdurige gebrek aan die basiese noodsaaklikhede van die lewe soos kos en klere. Dis nie 'n tydelike situasie waarin hulle beland het nie, dit is 'n aanhoudende armoede. Dis mense wat op geen manier hulle self kan versorg nie. En die woorde, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, is 'n hartelose gesindheid van om glad nie om te gee van 'n welstand van iemand anders te nie. Nou mense sê dit nie altyd hardop nie, maar dit is die gesindheid van hulle harte. Wanneer hulle mense in nood sien en ander kant toe kyk, is dit om te sê, die Here seën jou en die Here sal in jou voorsien, sonder om te dink dat hulle dalk die kanaal is wat God wil gebruik om vir hierdie persoon te wil voorsien. 'n Storie word vertel van 'n ou Europese koningin, klompie jare terug, baie jare terug, 'n paar eeue gelede. Sy het een winternag het sy na opvoering in die teater gaan kyk. En die opvoering het haar so aangeraak dat sy omtrent die hele tyd gehuil het. Dit was so 'n geweldige emosionele opvoering geweest. En toe sy buitekant kom by haar koets, vind sy dat haar koetsdrywer doodgevries het op die stoeltjie daarvoor waar hy die koets moet dryf. Omdat hy nie sy pos mag verlaat nie. Dit was die koetsdrywer moet op die koets sit, sodat as sy eienaar of die persoon vir wie hy werk terugkom, dan moet hulle nog vir hom gaan soek nie. En hy doodgevries in die ijskoue winterkoue daar. Maar die storie sê dat toe sy by hom kom, het sy geen emosie gewys. Sy het nie 'n woord vir hom gehad wat doodgevries het daar, terwille van haar nie. Sy was diep ontroer deur die fiksie wat sy nou net in die teater gesien het, maar die werklike, waarvoor sy eintlik direk voor verantwoordelik was, het haar glad nie aangeraak nie. Nou, dis ironies hoe mense emosioneel kan raak oor 'n televisieprogram. Hulle kan huil oor tragedies, hulle kan kwaad word vir ongeregtighede wat in 'n TV-prente gebeur, maar hulle wys geen simpatie met 'n buurman of 'n familielid wat 'n werklike nood het nie. En ek moet eerlikwaar sê, in my kort rukkie hier by Houtkruis, en dit is 'n regtig kort rukkie, wat dit amper 2 jaar nou al. In my kort rukkie hier by Houtkruis, het ek eerder ervaar wat Johannes ons leer in die werke van ware geloof. En ek wil hê julle moet oopmaak in 1 Johannes hoofstuk 3. 1 Johannes hoofstuk 3. Die hele 1 Johannes is 'n goeie boek om te bestudeer, maar hoofstuk 3 is veral 'n goeie boek om te hoofstuk om te bestudeer. Daarvan vers 16 af, 1 Johannes 3 vers 16. Skryf Johannes, hy sê, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Nou as hy dit sê, dan bedoel hy letterlik, ons behoort ons lewe vir mekaar af te lê. Vers 17, maar wie die goed van die wêreld het, en sy broeders sien gebrek ly, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. En hieraan weet ons, dat ons uit die waarheid is, en ons sal ons harte voor hom gerus stel.
Hoe weet ons dat ons in die waarheid is? Is wanneer ons 'n werklike meegevoel vir ander mense het, veral vir ander Christene het. Dooie geloof, aan die ander kant, word gekenmerk deur 'n leë belydenis van net praat en niks doen nie. En dit word nêrens beter geïllustreer as in die illustrasie wat Jakobus hier maak, om simpatie te gee met leë woorde wat niks doen nie. En onthou, dis net 'n illustrasie. Jakobus is nie hier besig om die hele Christen geloof te bou op jy moet goed doen teenoor jou naaste nie. Natuurlik moet ons dit doen. Maar dit is nie die hele geloof nie. Hy is besig om 'n illustrasie hier te doen. So leeg soos wat daardie woorde is, om vir 'n honger persoon en 'n persoon wat halfpad verkleim is van die koue, te gaan sê, gaan heen en word warm, word versadig, is 'n hartelose, onemosionele, valse meegevoel. Dis 'n teken van dooie geloof. Maar dooie geloof word ook gekenmerk dan in die derde plek deur 'n oppervlakkige oortuiging. 'n Oppervlakkige oortuiging. Jakobus 2 vers 18 tot 20. En hier gaan ek uit die Afrikaanse vertaling eers lees en dan sal ek net nou na die 2020 Afrikaanse vertaling lees en dan sal ek net nou na die 53 toe gaan. Jakobus skryf, hy sê, maar as iemand sê, jy het die geloof en ek het dade, wys dan vir my jou geloof sonder dade en ek sal jou uit my dade my geloof wys. Glo jy dat God een is? Goed so. Ook die demone glo dit. En hulle bewe. Wil jy weet, o nietige mens, dat geloof sonder dade nutteloos is? Nou, Jakobus begin op hierdie punt 'n dialoog om sy punt te maak. En hy redeneer dat mense kan sê, ja, maar daar is verskillende maniere wat van glo. Jy glo so en ek glo so. Verskillende maniere om jou geloof uit te druk. En Jakobus sê, hierdie iemand sê, jy het geloof en ek het die dade. Nou, oorspronklik glo ek, daar moet 'n punt wees hier, na die einde van hierdie sin. Hy sê, jy het die geloof en ek het die dade. En wat Jakobus nou doen is, hy sê dat, hy daag die persoon wat sê dat hy geloof het. Hy daag daardie persoon om vir hom te wys, hoe lyk sy geloof sonder die dade. Die persoon wat net sê, ek glo, maar sy lewe gaan aan soos wat hy wil. Hy sê, wys vir my, hoe lyk jou geloof dan, as daar nie dade is nie. En dan sê hy, en ek sal jou, my geloof uit my dade uit, sal ek vir jou wys. Ek sal vir jou wys, hoe lyk geloof, wat uit dade uit voortkom. Maar onthou net dat Jakobus in die vorige verse gewys, hoe dood 'n geloof sonder werke is. So, hoe gaan jy jou geloof wys, as daar nie werke is nie? Wat gaan jy sê om jou geloof te wys, as daar nie werke is om dit te bevestig nie? En die antwoord is, ek glo en jy moet dit maar net aanvaar. As ek vir julle sê, ek glo, dan moet julle dit aanvaar, want ek sê, wie is julle om my te bevraagteken? Dis een manier om dit daarna te kan kyk. Die ander een is, my geloof is 'n binnekamersaak. Ons praat nie in die openbaar daarvan nie. By binne, dis tussen my en die Here. So het niks met jou te doen nie. Jy sien, Jakobus se punt is dat jy kan nie geloof beskryf as daar nie werke is nie. 'n geloof wat nie werke het nie, is 'n dooie geloof wat niks help nie. Jou geloof kan gesien word deur die werke wat jy doen. Dis 'n oorsaak en 'n effek. Die son bring warmte. Knoffel bring slegte asem. As die oorsaak en die effek. Ek het nie gedink julle gaan naai en van nie. Maar Jakobus se punt is, geloof bring werke na vore. Belydenis van geloof wat nie werke na vore bring nie, is nie geloof nie. En nou gee Jakobus vir my, na my mening, die atoombom ontploffing van hierdie hele brief. En dis hoekom dit vir my so belangrik is vir môre. Hy gee vir ons hierdie atoombom ontploffing wat hierdie verse wat ons vandag bestudeer, vat die hele Jakobusbrief bymekaar. Vers 19. En nou gaan ek in die ou vertaling lees. Hy sê, jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Jakobus haal aan hierso uit Deuteronomium 6 vers 4. En daar in Deuteronomium staan daar geskrywe, hoor Israel, die Here onze God is 'n enige Here. En in die werklikheid staan daar, die Here is een. Dit is die belydenis wat die Jode onder Judaïsme, dis die belydenis wat hulle uit die Ou Testament gemaak het, God is een. Maar dit was ook die geloofbelydenis van Judaïsme gewees.
Hulle het 'n goeie ortodokse teologie gehad. En hulle het 'n goeie belydenis gemaak. Maar hulle probleem was dat hulle by vers 4 gestop het. Want Deuteronomium 6 vers 5 gaan voort, hy sê, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Hulle stop by vers 4 in die erkenning, die belydenis van God. Maar hulle kom nie by vers 5 wat sê, daarom moet jy God lief hê met alles wat jy is nie. As jy stop by die belydenis van vers 4, maak nie saak hoe reg dit is nie, maak nie saak hoe teologies akkuraat dit is nie, het jy 'n oppervlakkige oortuiging wat 'n teken is van dooie geloof. Nou, julle sal dalk vandag in julle harte redeneer en sê, dis 'n bietjie hard om dit te sê. Maar kyk mooi, want Jakobus gaan voort om te sê dat die duiwels glo dit ook. Hoekom sou hy dit sê hierso? Want jy sien, onthou die duiwels is gevalle engele. Hulle het in die teenwoordigheid van God gelewe voordat hulle geval het. Hulle teologie is absoluut reg. Hulle is gevalle engele en hulle weet dat God een is. Hulle weet dat Jesus Christus die Seun van God is. Hulle weet die werklikheid van die hemel en die hel. Hulle weet dat redding uit genade deur geloof alleen is. En dat Jesus gesterf het, begrawe is en op die 3de dag weer opgestaan het om aan die regterhand van God te gaan sit nadat hy versoening vir hulle sonde gedoen het. Hulle weet meer van die vrederyk wat aan die kom is as wat die beste Bybelstudent weet. Maar in al daardie teologie, hoe goed dit ook al is hulle nie gered nie. Hulle ken die waarheid omtrent God, Christus en die Heilige Gees, maar hulle haat dit. Hulle haat daardie waarheid omdat hulle vir God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees in werklikheid haat. Nou moet ons verstaan dat ware teologie is altyd baie beter as dwaalleringe, omdat dit die weg tot God vir ons wys en die weg tot redding vir ons oopmaak. Maar om net verstandelike erkenning te gee dat dit die waarheid is nie genoeg om gered te wees nie. Die duiwel sidder, en die woord wat Jakobus hier gebruik is om hoendervleis te kry. Dit is soos daardie haartjies, elke haar in jou liggaam regop staan. Ek gaan julle gou weer toets hierso ook. Is soos om 12 uur in die nag by die begrafplaas verby te loop, en jy verbeel jou, jy sien 'n spook daar so. Jy sien die spook van Uniondale het op die trein na Pretoria geklim, en hy loop nou hier, iemand het hom gevang, en hy loop nou hierso in Pretoria se begrafplaas rond, en wanneer jy daar verbyloop en jy voel, jou hele lyf kry sulke hoendervleis het, die haartjies staan regop, as jy dit nog nie beleef het, jy nog nie bang gewees nie, nie bekommerd wees. Maar, dit is wat Jakobus sê, die duiwels sidder. En Jakobus se punt is dat hulle geloof, wat nie werke voortbring nie, is ten spyte van die feit dat dit die beste teologie wat hulle het, net 'n oppervlakkige oortuiging. Dit bring nie ware redding nie. En die werklikheid van hierdie teks is dat Jakobus sê dat die duiwels is beter. Hulle is beter af as die mense wat 'n oppervlakkige belydenis van geloof in Christus maak. En hier is waar dit nou ernstig word. Want die duiwels weet wat op hulle wag. Mense wat 'n oppervlakkige belydenis maak, is in ontkenning van wat op hulle wag. Hulle lewe in ontkenning dat hulle goeie teologie juis vir hulle die hel 'n baie erger plek gaan maak. Wat bedoel ek as ek dit sê? Christus het in Lukas 12 vers 48 gesê, maar hy wat nie geweet het nie, en gedoen het wat slaaf verdien, sal met min slae geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word. En aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis. En die Nuwe Testament is ook vol van dit, dat vir 'n persoon wat die regte teologie het, maar nog nooit by reddende geloof gekom het in Christus nie, gaan 'n baie erger hel hê as 'n persoon wat nie daai teologiese kennis gehad het nie. Dit is hulle wat op die punt staan om opsetlik te sondig, soos wat die Hebreërskrywer in hoofstuk 10 vers 26 sê. Hulle het die regte teologie, maar dit bly by 'n leë oppervlakkige belydenis. En dit is beter om daardie regte teologie en die regte teologiese kennis wat hulle het, met die werke van die geloof te verenig, voordat Hebreërs 10 vers 29 plaasvind. En wat sê die Hebreërskrywer? Hy sê, hoeveel swaarder straf, dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap het, en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag,
en die gees van die genade gesmaak het. Hoeveel swaarder straf? As jy alles weet omtrent Christus, jy maak gereelde belydenis dat jy in Christus glo, maar daar's geen werke wat bewys, wat bevestig, dat jou lewe aan Christus behoort nie. En ek wil afsluit vanmôre. Hoe weet jy dat jy gered is? Hoe weet ons regtig ons is gered? Omdat ons sê ons glo? Het jy al tot by die besef gekom dat jy verlore is in jou sonde? Het jy werklik al daardie oortuiging wat 'n mens nie gebring het nie? Jy weet net in jou hart, ek is verlore, ek het 'n probleem, ek is op pad hel toe. En het jy al ingesien dat die enigste oplossing vir jou probleem is geloof in Christus, nie in werke nie. Ons kan onsself nie in die hemel inwerk nie. Ons kan net ons op Christus toevertrou, vir hom vra om ons verlosser te wees, en om te glo dat hy ons sonde op hom geneem het op die kruis. En dan bring my by die derde vraag, het jy al na Christus toe gegaan en hom gevra om jou sonde te vergewe? Is jou sonde elke dag so in jou gesig, dat jy elke dag net na die Here toe wil gaan en sê, Here, vergewe my, vergewe my? Glo jy dat Jesus jou van jou sonde kan verlos, omdat hy die volle prys vir jou sonde op die kruis betaal het? Glo jy dat Christus kan dit werklik doen? Ons gaan volgende Sondag, as die Here vertoef om te kom, wanneer ons hierdie gedeelte nou afsluit, gaan ons kom met wat is geloof werklik? Want glo jy dat Jesus jou van jou sonde, glo jy dat hy wat God is, wat mens geword het, regtig die prys vir jou sonde betaal het? En dan is seker die belangrikste vraag is, het jy al jou lewe oorgegee aan hom? En dit beteken nie dat jy onmiddellik perfektheid bereik nie. Het jy Christus se heerskappy oor jou lewe aanvaar en is jy bereid om afstand te doen en van enige sonde wat die Heilige Gees jou nog van gaan oortuig? Al weet jy dalk nie nou wat daardie sonde is nie. Jy weet net jy's bereid om enigiets te doen wat gedoen moet word, want jy wil soos Jesus wees. Jy het jou lewe aan hom oorgegee. En dan wil ek jou hierdie vraag vra. Sien jy dat sonde in jou lewe minder word? Sien jy dat jy makliker meegevoel het teenoor ander mense? En weer eens sê ek, dis nie perfeksie nie. Is nie dat nou dat ons gered is, nou is ons hierdie perfekte Christene wat oor eiers loop en hulle kraak nie eens nie. So heilig is ons nie. Dit beteken dat, sien jy dat die rigting van jou lewe het verander. Ek dink nog terug in daardie jare, ek was 15 toe die Here my siel gered het. En ek het in die wêreld gelewe. En ek dink aan hoe ek was voor dit. En hoe my lewe, my uitkyk in die rigting van my lewe was, me, myself and I. Die beste plesier wat ek kan kry, was nooit ter sprake, is daar 'n gesag oor my nie. Ek het net gelewe wat ek wil lewe, totdat die Here my beet gekry het. En hy het my verander. En toe wil ek net lewe wat hy wil, nie wat ek wil nie. So sien jy, ek is nog steeds 'n sondaar, en ek struikel nog steeds in sonde. Maar my lewe, my rigting van my lewe is anderste. Waar jy van tevore net vir jouself gelewe het, sien jy dat God en Jesus Christus en die Heilige Gees nou die prioriteit in jou lewe is. Sien jy dat daar is 'n gesag, daar is 'n standaard, en dis nie my standaard nie, dis God se standaard. En werk jy saam met die Heilige Gees om meer en meer geestelik te groei. As jy kan ja sê op hierdie dinge, en jy kan sê ja, ek glo so in Christus, en ja, ek kan sien hierdie dinge, ek kan sien hoe my lewe, miskien baie stadig, maar ek kan sien hoe my lewe verander, dan wys jou lewe die vrug van die geloof, presies wat Jakobus vir ons hier leer. Dit is die lewende geloof wat ons dan, as die Here vertoef om te kom, volgende Sondag sal bestudeer, in 2 werklike illustrasies, van Abraham en die prostituut Rahab. Hoe werk geloof? Wat is geloof? Kom volgende Sondag en dan kyk ons daarna. Vader, baie dankie vir u liefde en u genade. Baie dankie vir u woord en baie dankie vir hierdie wekroep wat u vanoggend vir ons gee, Here. En ons wil maar net bid, Here, dat ons in werklike, eerlike opregtheid na ons lewens sal kyk met die werklike oortuiging dat dit net die Here Jesus Christus, die Messias van God, Seun van God, God self is, wat ons van al ons sonde kan reinig. Wat ons kan vergewe sodat ons met u versoen kan wees. Wat ons lewe kan rig en ons lewe kan bekragtig deur
U Heilige Gees, wat vir ons al hierdie dinge gee en wat vir ons leer en ons die vermoë gee om te doen wat U wil hê ons moet doen, om te verander soos wat U wil hê ons moet verander. Ag Here, ons wil vandag by 'n punt kom wat ons sê, genoeg is genoeg. Ons wil nie meer struikel en val in sonde nie. Maar ons besef, soos wat ons net nou gesing het ook, Here, die vlees is swak. Maar U het self gesê, die Gees is sterk en deur U Heilige Gees en deur U instaatstelling, Here, wil ons hierdie dinge doen. Ons kry dit nie altyd reg nie, maar ons wil en daarom wil ons vanmôre weer bid en vra, Here, gee vir ons die krag en die sterkte en die wysheid. En gee vir ons die vermoë om onsself te onderwerp aan die Heilige Gees, sodat ons ten volle daders van U woord sal wees. U het immer self gesê, wees julle dan perfek soos wat julle Vader in die hemel perfek is. Wees julle volmaak soos julle Vader wat in die hemel volmaak is. Here, ons besef ons bereik nie daardie perfektheid nie, maar ons wil. Ons begeerte is daarna. En ons weet U kan vir ons die krag gee om dit te doen en U het die krag gegee. En daarom wil ons onsself absoluut oorgee aan U. En vir U vra, Here, rig U ons lewens, vergewe ons sonde, sodat ons, soos wat Petrus het aangesê het, om die natuur van God deelagtig te wees. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.